Pause gerus vir 'n oombliekie video en gaan haal in jou tuin 'n klip. Gaan haal vir jou in die kombuis 'n broodjie en gaan haal 'n bietjie wyn, want ons gaan vandag saam die nagmaal gebruik. Ons gaan ook praat oor 'n gewig. En ons gaan praat oor hout. Neem vir 'n oomblik hierdie klip wat jy gaan haal het. Voel dit. Is dit koud? Is dit hard? Is dit grof? Is dit sag? Is dit glad? Voel die gewig daarvan, want ek en jy leef baie dikwels soos hierdie klip. Ons dra dinge saam met ons. Ons hou vas aan 'n klomp goed. Ons leer om daarmee saam te leef. Party van hierdie goed wat ons saam dra, raak deel van ons. Ons lees in Filippense 2 vers 6 tot 8. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, terwyl hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Verneder beteken meer as net om nederig te wees. Om verneder te word beteken hy het afgeklim van status na niks, van eer na skaamte, van God na 'n plek waar mense wegkyk. Hy het nie net gesterf nie. Jesus het die laagste vorm van die dood gekies. En op Goeie Vrydag onthou ons die kruisiging van Jesus. Hou die heeltyd jou klip in jou hand. Want saam met die opstanding is dit die kern van ons geloof. Maar heel eerste, die Christene van vroeër het nie kruise uitgebeeld nie. Vir byna 3 eeue lank niks. Nie omdat die kruis nie vir hulle belangrik was nie, maar omdat dit net te wreed was. Dit was te rou. Dit was te skokkend. Om in die kruis te sterf was soos vandag om 'n galgtou om jou nek te dra, in jou voorportaal te sit, aan jou kar speeltjie te hang. Dit is nie dat die kruis nie vir hulle betekenis gehad het nie. Dit is omdat hulle nie skaam was vir Jesus nie, dit was omdat hierdie wêreld van ons dit verkeerd sou verstaan het. Hierdie teken verkeerd sou verstaan het, maar hulle kon ook nie sonder die kruis leef nie. Daarom het hulle die kruis in alles begin raak sien. Oral. In die offer van Isak. Hulle het klein kruisies op broodjies gemaak voor dit gebak is. Hulle sien die kruis in Moses se arms wat in die lug moet bly, in die skip se mas. In 'n leer waarop jy op die dak klim, en oop hande wat bid, selfs in die vorm van die alfabetletter T. In alles het hulle die kruis gesien. En vir hulle was niks daarvan toevallig nie. Hulle het geglo, vasgeglo, God werk nie eers op Golgotha nie. God werk van die begin af. Die kruis is nie 'n plan B nie, dis deel van die storie van die eerste bladsy af. En daarom is hierdie storie belangrik in Johannes 3 vers 14 tot 17. Net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy unieke seun gestuur het, sodat elkeen wat glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kon word. Verhoog en opgelig, maar ook verheerlik. Die kruis is nie 'n einde nie, dis 'n openbaring. En ons kry hierdie verhaal van die slang in Numeri 21. Daar lees ons, die Here het vir Moses gesê, maak vir jou 'n slang en sit dit op 'n paal. Dan sal elkeen wat gepik is en daarna kyk, bly leef. En Moses het dit gedoen. Moses het toe 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. En wanneer 'n slang iemand pik en hy na die koperslang kyk, het hy bly leef. In die woestyn moes mense kyk, nie werk nie, nie bewys nie,
net kyk. Vandag kyk ons hoe die kerkvaders hierdie goed geïnterpreteer het. Want vandag wil ek en jy net regmaak en beheer en ons wil saamdra. Jesus sê, kyk net. Kyk. Kyk na my. Dit bring ons by die Griekse woordjie eulon, hout of boom, want die kerkvaders het hierdie hout op klomp maniere geïnterpreteer. Hulle begin in Genesis 2. Die Here God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy na hartelus eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag wanneer jy daarvan eet, dan sal jy beslis sterf. Selfs Petrus in sy eerste brief brei uit hierop. Hy sê Christus, wat selfs ons sondes in sy liggaam aan die kruishout gedra het, sodat ons, nou dat ons sonde gesterf het, vir geregtigheid kan leef. Hy sê hy deur wie se verwonding julle genees is. Ons word mens omdat Jesus sterf. En hierdie kruissimbool is dieselfde simbool maar ander uitkom, want God draai dit om. Die eerste boom bring val. Die tweede boom bring herstel. Soos Noag se ark se hout wat red die kruis. Dis hoe die kerkvaders dit geïnterpreteer het. Maar vat jou klip, want hierdie voel vir ons soos dood. En in Hebreërs 12 vers 2 lees ons, hy wat ter wille van die vreugde, wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterhand van God ingeneem het. Hy praat oor Jesus. Hy het nie net pyn verduur nie, hy het skande verduur. Maar dit wat eers skande was, word eer. Wat 'n nederlaag was, word oorwinning. Want die kruis word soos 'n trofee. En in die antieke wêreld, wanneer 'n oorlog 'n ander een verslaan het, 'n weermag, het hulle die vyand se wapens daar in die stad aan 'n paal opgehang. En dit was 'n teken, hierdie oorlog is verby. Die koning het gewen. En dan is dit nie vreemd as ons in Kolossense 2 vers 13 lees, ja, toe julle dood was as gevolg van julle oortredings en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het hy julle saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al ons oortredings vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Nadat hy hierdeur die gesagsvoerders en die magsheffers ontwapen het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak en hulle in sy triomftog meegevoer. Nou is die kruis daar die paal, maar dis nie wapens en swaarde en spiese wat daar hang nie. Dis Jesus self wat daar hang. En dit beteken hierdie stryd is gewen. Die oorlog is verby, want die kruis is soos 'n swaard wat sonde stukkend sny, soos 'n hamer wat breek, wat jou vasbind, soos 'n aambeeld wat vorm sodat daar nuwe lewe kan kom. Dink aan jou klip. Dink aan die kruis, want dit is 'n werklikheid. Die vertikale hout verbind die hemel en die aarde. Die dwarsbalk omarm die wêreld. En hierdie klipharde goed is nie net buite jou nie, dis binne in jou. Dis die dinge wat jy nie kan beheer nie. Dis die dinge wat jy wegsteek. En die kruis van Jesus is teen dit. Daarom lees ons in Matteus 11. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Die mense was moeg, nie net fisies moeg nie, siels moeg. Moeg probeer, moeg van nooit goed genoeg wees nie. En Jesus sê, kom. Nie wanneer jy reg is nie, nie wanneer jy ligter is nie, nie wanneer jy swaar is nie. Die evangelie sê vir my en vir jou,
Die goeie nuus is nie dat jy jou klip kan beter dra nie. Die evangelie sê, die goeie nuus is dat jy jou klip kan neersit. Jy hoef dit nie meer saam met jou te dra nie, want tot nou toe het mense net onthou, maar hier gee Jesus homself. Hy vat jou plek. Hy gee homself. En hy sê, kom, sit jou klip neer. So sit gerus jou klip neer. En dan gaan ons die nagmaal saam gebruik. Want as jy hierdie video kyk, wil ek jou uitnooi om die teken saam met my te gebruik. Jy hoef nie in 'n kerk te wees nie. Jy hoef nie perfek te wees nie. As jy in Jesus glo en vashou aan dit wat aan die kruis gebeur het en vertrou op hom, dan is jy welkom om saam die nagmaal te gebruik. Vat vir jou 'n stukkie brood. Groot, klein, dit maak nie saak nie. Kry vir jou iets om te drink. En luister weer na die woorde van Jesus in Matteus of Lukas 22. Toe neem hy die brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle en sê, dit is my liggaam, wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my nagedagtenis. Net so, neem hy na die maaltyd die beker, en hy sê, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed, wat vir julle uitgestort word. So vat nou jou broodjie, hierdie teken van sy liggaam, wat vir jou gegee is, nie omdat jy reg is nie, nie omdat jy lig is nie, maar juis omdat jy swaar is, omdat hy jou uitkies. Neem die brood, eet dit, dink daaraan en glo, dat sy liggaam vir jou gebreek is. Net so ook die wyn. Want hierdie beker is 'n teken van die nuwe verbond, sy bloed, wat vir jou uitgestort is, jy wat vergewe is en 'n nuwe begin kan kry. So neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat Jesus se bloed op hierdie dag, 2000 jaar terug, vir jou uitgevloei het, sodat jou sondes vergewe kan word. Here Jesus Christus, Here, dankie vir u liggaam en vir u bloed. Here, dankie dat u ons gewig dra. Here, leer ons om los te laat en te laat gaan. Amen. Jy het vandag ingekom met 'n gewig. En nou lê hierdie gewig nie meer in jou hande nie. Want hy het dit op homself geneem. Amen.